Ons hoor so baie van slagaarprobleme in die bene, reg? Maar het jy al ooit gewonder oor ons arms en hande? Dit blyk hulle het 'n heeltemal eie, unieke storie en dis dikwels glad nie wat ons verwag nie. Goed, kom ons duik 'n bietjie dieper in en kyk wat regtig hier aangaan. Klink hierdie vraag dalk vir jou bekend? Dis 'n baie algemene klagte, iets wat baie mense dalk net afskryf as swak sirkulasie. Maar dit kan 'n ongelooflike belangrike leidraad wees. So, ons gaan hierdie vraag gebruik as die beginpunt van ons klein ondersoek vandag om te verstaan wat werklik in die are van ons arms gebeur. En dit bring ons by ons eerste groot ontdekking. Wanneer ons die woorde verstopte are hoor, spring ons gedagtes gewoonlik na een spesifieke oorsaak. Maar as dit by die arms kom, werk dinge heel anders. So hier is die kern van die saak. Anders as in die bene, waar aterosklerose, daai ophou van plaak, baie altyd die skuldige is, word armslagaarprobleme meestal deur iets heeltemal anders veroorsaak. Ons praat hier van dinge soos outo-immuun en bindweefselsiektes. Dis so anders dat probleme in die arms en hande vir minder as 5% van alle gevalle van ledemaat-iskemie verantwoordelik is. Dis nogal 'n groot verskil. En hierdie syfer, dit beklemtoon die punt regtig. Slegs 2,3%. Dit wys jou net hoe ongelooflik skaars dit is dat aterosklerose die oorsaak in die arms is, selfs in groepe wat 'n hoë risiko het, soos mense met diabetes. Die ware oorsaak, die regte storie, lê dus iewers anders. Goed, so as dit nou nie die gewone storie van plaakophou is nie, wat gaan dan aan? Wel, die oorsake kan rofweg in 2 hoofkategorieë verdeel word. En dit neem ons na die volgende fase van ons ondersoek. Kyk, hierdie analogie verduidelik dit perfek. Denk daaraan soos 'n tydelike verkeersknoop teenoor 'n permanente padblokkade. Vasospastiese siekte is soos 'n skielike tydelike verkeersknoop. Die bloedvate kramp of gaan in 'n spasma in reaksie op 'n sneller, soos koue, en dit beperk die bloedvloei vir 'n rukkie. Aan die ander kant is okklusiewe siekte 'n permanente padblokkade. Daar is 'n fisiese verstopping, soos 'n klont of vernouing, wat die pad permanent blokkeer. Goed, kom ons zoom nou bietjie in. Ons gaan nou fokus op die mees algemene manier waarop hierdie simptome hulself wys. Dis 'n massiewe leidraad in ons hele saak, en dit word die Raynaudse fenomeen genoem. Dit klink dalk na iets wat min mense kry, maar dis glad nie die geval nie. Tussen 3 en 5% van die algemene bevolking ervaar dit. Dis nogal baie mense, maar die vraag is, wat presies is dit? In eenvoudige, gewone Afrikaans, dis wanneer die klein bloedvaatjies in jou vingers of tone basies ooreageer op snellers soos koue of selfs stres. Hulle trek vreeslik styf saam, sny die bloedvloei tydelik af en dit is wat die klassieke kleurveranderinge, die pyn en die gevoelloosheid veroorsaak. En hier is die punt wat jy regtig moet verstaan. Dis krities belangrik. Daar is 2 tipes. Primêre Raynaud's is wanneer die toestand op sy eie bestaan. Dis irriterend, maar dis die siekte. Sekondêre Raynaud's aan die ander kant, dit is nie die siekte nie, dis 'n simptoom. Dis 'n rooksein, 'n waarskuwingsteken dat daar 'n ander, dikwels baie ernstiger, onderliggende siekte aan die gang is. Hierdie aanhaling is so belangrik. Dit sê vir ons dat daardie koue seer vingers dalk nie net 'n klein irritasie is nie. Dit kan die heel eerste waarskuwing wees van 'n groot sistemiese siekte wat dalk jare sal neem om ten volle te wys wat dit is. Om dit is vroeg te erken is absoluut die sleutel. Goed, so as sekondêre Raynaud's 'n leidraad is, waarheen lei dit ons? Nou moet ons die medeplegtiges gaan ondersoek. Daardie sistemiese siektes wat dikwels die ware skurk agter die simptome is. Die eerste groep verdagtes is gewoonlik die bindweefselsiektes. Sklerodermie staan heel bo aan daai lys. Dis die mees algemene oorsaak van sekondêre Raynaud's. Maar ander outo-immuuntoestande soos lupus en reumatoïede artritis is ook gereelde medepligtiges. Maar die lys hou nie daarop nie. Glad nie. Daar's 'n hele rits ander moontlike oorsake. Dit wissel van iets soos Buerger se siekte, wat baie sterk aan rook gekoppel is, tot hand-arm-vibrasie-sindroom, wat jy kry by mense wat daagliks met vibrerende gereedskap werk, en selfs fisiese beserings soos vriesbrand kan dit veroorsaak. So met so baie moontlike oorsake, hoe op aarde vind dokters die ware skuldige? Wel, gelukkig is daar 'n baie logiese stap-vir-stap proses wat hulle volg om van daardie eerste simptome by 'n definitiewe diagnose uit te kom. Dink daaraan soos 'n tregter. Dit begin lekker breed met 'n deeglike gesprek oor jou simptome en 'n goeie fisiese ondersoek. Dan word die tregter nouer met nie indringende toetse om bloedvloei te meet.
Dan kom die bloedtoetse wat soek na leidrale vir inflammasie of outo-immuunaktiwiteit. En slegs in die mees komplekse gevalle is dit nodig om gevorderde beelding te gebruik om letterlik binne in die are te gaan kyk. En hier is 'n paar van die spesifieke gereedskapstukke in daai dokter se gereedskapskis. In die vaskulêre laboratorium doen hulle toetse soos om jou vingerdruk te meet om te sien presies hoe erg die bloedvloei beperk is. Terselfdertyd kan die eenvoudige bloedtoets soos die ANA-toets aandui of daar dalk 'n auto-immuunproses aan die gang is. Elke toets gee vir ons nog 'n stukkie van die legkaart. Goed, ons het nou al die leidrade gevolg en al die bewyse bymekaar gesit. So wat het ons nou eintlik geleer? Wat is die kernboodskap wat jou hande dalk vir jou probeer stuur? Kom ons vat gou die belangrikste bevindinge saam. As jy net 4 dinge van vandag onthou, laat dit hierdie wees. Nommer 1, armprobleme is anders as beenprobleme. 2, dink eerder aan spasmes en outo-immuunsiektes, nie aan plaak nie. 3, neem Raynaud's ernstig op. Dis 'n ongelooflik belangrike simptoom. En laastens, 'n behoorlike, deeglike diagnose is absoluut noodsaaklik om die regte oorsaak te vind. En dit los ons met 'n laaste gedagte. Of dit nou koue vingers is of 'n ander klein aanhoudende simptoom, ons liggame praat die heeltyd met ons. Hulle stuur vir ons seine. Die ware vraag is, luister ons regtig?